Welkom by Kuier om die woord. Ons gaan met Hebreërs 4 begin. Is voller. Wow, hoofstuk 4. Wil jy afskop? Jep, ek wil afskop. Nou ja, jong, wees er naast Botan, sit daai bal deur die pale. Dankie Vader, dat ons by mekaar kan wees. Dankie Here, u woord lig ons op elke dag van ons lewe, Here. U woord is 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet. Dankie Here, dit hou ons op die nou weg. Dankie Here vir u woord, dankie vir die lig van u Heilige Gees, wat vir ons die woord uitlig. Ons loof en ons prys u. Amen. Amen. Hebreërs 4, laat ons dan vrees dat, nou hierdie vrees, is nou nie 'n vrees waar jou broek bewe nie. Dis respek. Ja, ek hou daarvan as 'n mens die woord vrees en met respek, ja. Dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou. Die belofte om in sy rus in te gaan hou steeds stand, want sy rus is 'n ewige rus. En dis waarom die belofte kan nooit ophou nie, want daai belofte bestaan elke dag. Elke dag wat jy opstaan, sê die Here vir jou, gaan my rus in, gaan my rus in. Ja, en 'n belofte, gaan my rus in. 'n belofte kan vir baie mense iets wees wat in die toekoms is. Dis 'n belofte. En dan jaag hulle in die belofte na. Maar geloof, dis wat die mooi ding is van geloof. En dis waaroor die hele boek Hebreërs gaan. Hoofstuk 11 het ons nou al reeds so ietsie gedoen wat die definisie van geloof vir ons gee. Geloof neem die belofte in besit. Geloof vat die hoop, die sal, en maak dit 'n is. Want Jesus is 'n werklikheid, sê amen. Die Heilige Gees is nou binne in ons en lei ons nou in die volle waarheid. So nou is die beste tyd om die rus in te gaan. Amen. Party mense wag vir 'n toestand van rus sodat hulle die rus kan ingaan. Party sê as my vakansie net kan aanbreek, dan gaan ek rus. Maar weet jy wat, as jy kan leer om elke oomblik die rus van die Vader wat reeds binne in jou is te betree, dis gebed, in te gaan, dan rus jy. Dis wat Efesiërs vir my so mooi maak, Efesiërs 2 vers 6 wat sê ons sit saam met hom reeds in die hemelse plek. Nou wanneer jy sit, is jy in 'n rustende posisie. Nou ek sien so baie keer as mense ry, dan is daar, ek weet nie hoe werk die munisipaliteit baie keer hier, en dan's rus nie. Dan sien jy daar so 20 werkers. Dan sien jy so 15 van hulle staan en kyk, en 2 leun so op die graaf, en 1 werk met die graaf. Ja. So dan kan jy nou duidelik sien, dan sien jy 'n ander helfte sit ook sommer. Ja. Of hulle is op hulle foon. Nou, as 'n mens mos nou sit, dan besef jy die persoon rus nou. Is ek reg? Ja. So Paulus sê ons sit saam met hom reeds. Hy praat van die 3 dae kruisoperasie. Hy sê ons het saam met hom gekruisig basies, dan sê hy saam met hom lewendig geword, saam opgestaan. Dis 'n liedjie, né? Klaar opgestaan en saam sit. Reeds. Hy het die werk voltooi. Nou kan ons rus in sy voltooide werk. En wanneer 'n mens besef dat die werk is voltooi, dan kan jy rus. Maar wanneer jy in afwagting is dat daar nog 'n voltooiing moet plaasvind, dan kan jy mos nie rus nie. Vang julle dit? So dit is so belangrik dat 'n mens sal snap die voltooide werk van Christus. Hy het aan die kruis gehang en hy het gesê, dis voltooi. Hoe het hy dit daar gestel? Dis volbring. So kom ons gaan nou in hierdie volbringde of volbragte werk van die Here in en sê, dankie Here. Daai woordjie dankie is vir my 'n pragtige woord, wat eintlik geloof is. En baie keer moet ons dankie sê, al het ons dit nog nie. Dan sê ons, dankie Here, ons het dit. Amen. Andre Kempen se liedjie. Ons sit saam met hom in hemelse plekke. Ons regeer in Jesus naam in hemelse plekke. Ja, dis eintlik. Nee, okay, nou die Griekse woord vir rest is katapausis. As jy dit wil So neerskryf. dis klink amper soos die kat wat 'n pouse vat.
Kataposes. Ja, dis kan hulle onthou. Dis nogal 'n oulike manier om dit te onthou. Ja, as daai kat so in die nag, Kataposes. as hulle so Jy katamaai, spel hom Ja. Katapauses. Ja. Katapauses, wat vir my baie mooi is, wat hy sê, is a settling down. Settle down. Soos jy nou die hele dag gewerk het, Ja. en nou klim jy in jou bed, nee, en jy raak nou cozy, then you settle down. Ja, nou. En waar moet ons settle down? In God se teenwoordigheid. Ja. Amen. Nou jy Dis waar jy moet settle down. As jy nou in die dag lekker settle down daar in jou bed en jy begin so lomerig raak en wegraak en hierso ewe skielik begin die katte maai. Dan sal jy sê, kat pos nou asseblief. Stop dit. Ek wil rus. So ou sal hierdie Griekse woord onthou. Wat sê jy? Katapauses. Katapauses. Ja, okay. It means a resting place, a down sitting, or a settling down. Settling down. Nou, baie keer kry jy, baie Christene, hulle is altyd, hulle het 'n onrustigheid in hulle. 'n jagery. 'n jagery in hulle. Soos 'n hamster op die bielietjie, né? Ja, jy moet settle down in die teenwoordigheid van die Here. Settle down. Ek is in sy teenwoordigheid. Ek rus nou in sy teenwoordigheid. Dis wat katapauses beteken. So daar's 2 Griekse woorde. Die ander woord wat hulle gebruik is sabbatismos. Ja, Sabbat kom wat van jou praat van die Sondag of die Sabbat. Ja. Nou ons moet heeltemal 'n ander idee kry van Sabbat. Want die mense wat hierdie woord heeltemal uit verband uitgeruk het gesê, dis Sondag, jy mag nie vandag met 'n naald werk nie, jy mag nie 'n koppie uitspoel nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie kos maak nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie. Die sabbatismos waarvan hy hier praat, is 'n ewige sabbatsrus. Ja, kyk, die ou verbond Sabbatrus was tydgebonde. Elke 7 dae en dan is daar tye wat waargeneem moes word. Wanneer Jesus kom met die ewige Sabbatsrus, hy is die Here van die Sabbat. Hy is die Sabbat. En as hy dan binne in jou woon, dan woon die Sabbat binne in jou, die Here van die Sabbat. En dan betree jy die ewige rus. Nou ewige rus is tydloos, afstandloos. Jy neem nie tyd waar nie. En daarom kan jy enige tyd, maak nie saak, jy kan besig wees met enige iets, maar binne in jou is 'n groot rustigheid. Jy kan bestuur en die verkeer kan besig wees, maar jy's rustig en oplettend en jy's teenswoordig van gees en jy's gelukkig, want binne in jou woon die groot rus. Sy naam is Jesus, deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die gees van rus. Dis die trooster. Dis die helper. Dis die een wat jou laat ervaar dat die Vader se ewige rus het reeds aangebreek in die voltooide werk van Christus. Sê amen. So jy kan enige tyd waar jy ook al is, wat jy ook al doen, kan jy net afskakel. En terwyl jy besig is om dinge te doen, rustig bly aan die binnekant. Dan is jy in die sabbatsrus. Katapauses. Ja. So, dit het nie te doen met 'n dag nie. Sabbatismos het nie te doen met 'n dag nie. Dit het te doen met 'n ewige plek. So, mense wat sê, nee, dis nou vandag Sondag. Ek gaan nou net, dis Sondag. Nee, ons mag nie vandag vloek nie, Sondag. Maar dis 12 uur vanaand slaan, dan kom die vloeke uit, want ek kon dit nie meer hou nie, ek moes vloek. Hierdie krag is alweer af en die soeries loop in die straat. Ja. En die veiligheidssakke is nie verwyder nie en die veiligheidssakgrypers, wat noem mense hulle, het nou weer die goed oopgemaak en oral lê net papiere. Maar nie op die Sabbat nie. Hulle stedel nie, die Sabbat nie. Nee, mag nie kwaad word op die Sabbat nie. Nee, is niks daarmee te doen nie. Ja. Dit is 'n ewige rus wat jy ingaan. En dis hoekom ons ook nie worry,
ons is In hartseer. ons omgewing sit ons veilige sakke uit op 'n Sondag aand, nogal op die Sabbat. En dan hoor jy, dis skaars daai aand is verby en dan is daai sak weg. So hulle respekteer glad nie die Sabbat nie. Ja, ek lag. Daar's mense wat die 7de dag of die Sabbatdag so ernstig opneem dat jou lewe sal in gevaar wees, nê. Maar die son is nog nie onder nie. So dit is nog Sabbat. Ek kan nie nou hardloop nie. Ek kan nie wegry in my kar nie. Ek kan nie wegjaag nie. Dis nog Sabbat. Ek moet wag tot die son sak. Ag, twak man. Is jy nie teenwoordig? God is. Wat help dit jy leef so die tydsgebonde Sabbat uit, maar dink binne nou- is jy vol onrus. Ek dink nou aan daai fliek van Horsie. Jy bedoel van nou, wat is daai Wilder, wat is sy Gene naam? Wilder. Gene Wilder, wat daai Francisco, wat sy Francisco Kid, jy moet tog daai kyk. Ja, hy is die toe nou- Joodse rabbi wat nou so, nou word hy nou, Nou die Indiane is agter hulle aan, hulle wil vir hulle doodskiet. En maar dis Sabbat, so maar dan dis mag nie Sabbat. beweeg word nie. En dan staan hulle so en hulle wag nou en daar kom hulle aan, hulle kom aan, want dit is Sabbat. En dan wag en die son is nog nie onder en hy sê sê, vir die nee, ander, nog nie. nog nie. En toe die Die son son sal- onder gaan sy, nou kan ons hardloop. Ja, dit is, maar julle moet moeite Dis- doen om daai ding in die hande te kry. En kyk daai Dit van is- Gene Wilder daai. ja. Dis 'n pragtige, daar's mooi storie daarin. Baie mooi storie. Ek wil dit aanbeveel vir julle. Nou, ons is nog steeds by rus, ons is nog steeds by vers 1, maar dis fyn want hierdie ding het net 14 verse. Dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou. Nou soos ek sê, dit sal altyd stand hou. Nou, vir in die hierdie- wat in Christus ja, is. en- Moet nou nie dink dit gaan een of ander tyd gaan die Here daar in die hemel sit en sê, okay, nou kan jy nie in die beloftes ingaan. Presies, ja. Dis vir En ons ewig. kan natuurlik nou gaan ons ook sien dat die boek Hebreërs, die skrywer verwys terug, want hy praat met Hebreër mense wat die Bybel ken, wat die Ou Testamentiese Bybel ken. En hulle wees baie bewus van die uittog uit Egipte en hoe die vir 40 jaar hulle nie kon in die beloofde land ingaan nie, weens hulle ongeloof, omdat hulle nie rus kon ingaan nie. En so moes hy hele geslag, want 'n geslag is 40 jaar, se mense uitsterf, ongelowiges. Daarom kon hulle nie in die beloofde land ingaan nie. So nou gebruik hy dieselfde tema, want hier sit hulle nou in dieselfde posisie. Hierdie boek is geskrywe in 67 tot 69 na Christus. En dit beteken, dis amper al die 40 jaar voltooi, want hier sê hierdie geslag sal nie verbygaan voordat die groot dinge gaan gebeur en die tempelverwoesting en die Jerusalem gaan verwoes word nie. So dis op die voorhand, en hierdie was ook in die groot verdrukkingstydperk, daai 3,5 jaar, want daar was burgeroorlog tussen die Jode self, die een broer teen die ander en opgedreig, net soos Jesus voorspel het. En so dit was ontsettende moeilike tye waarin hierdie Hebreëse mense was. En nou kom hy en hy sê vir hulle, solank as die belofte om die rus in te gaan stand hou, want hy sê die rus is nou hier amper, want kan julle met my saamstem, as toe die Here die Romeinse soldate gebruik het om die korrupte volk leierskap van Israel en veral die tempelleierskap 'n pak slaag te gee, as dit nou gebeur, en hulle kry daai pak sla en hulle word uitgewis en die tempel is weg en die leierskap is weg en die wreedheid is weg, gaan daar nie rus wees nie. Hy sê terwyl hierdie rus nou op pad is amper hier, dis op die nippertjie, terwyl dit staan te, moenie nou moed verloor nie, want op hierdie stadium was daar baie van hierdie bekeerde Christene wat nou uitgekom het uit die ou verbond en die nuwe verbond, hulle volg nou Christus, wat nou begin koue voete dalk kry en hulle wil dalk teruggaan. Hy sê moenie, onthou wat het Jesus gesê, as julle sien die stad word omsingel, vlug na die wêreld. So hulle wag nou vir hierdie groot oomblik en hulle was op die vooraand dat dit gaan gebeur, dat die stad nou omsingel gaan word en dat hulle die wat gevlug het ontkom, want Jesus sê daar sal nie haar van hulle hoof val nie. Dit staan in Lukas 21. Nou verstaan ons dit alles. Nou verstaan nou in die konteks waar hy nou hierdie goed praat. Hy praat nie met mense wat niks weet nie. Hy praat met die Hebreëse mense wat die Ou Testament verbond goed ken. Hulle verstaan die terminologie. Okay.
Om in sy rus in te gaan nog stand hou dit nie, miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Hy verwys hier na Hebreërs 12:15 toe. As jy gou na 12:15 toe kan blaai, dan sien jy, hy sê dieselfde ding, hy sê, en pas dan op dat niemand in die genade van God veragter nie. So dit is moontlik om te veragter in die genade van God. En nou verduidelik hy sê dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. So ons sien dat dis moontlik om genade, om agter te gaan in genade, en dan gaan jy nooit die rus ingaan nie. So, Want hulle is in 'n moeilike tye en hulle staan met die een voet en nou word hulle teruggetrek na die ou verbonds, want onthou nou daai priesters, daai korrupte priesters en fariseërs en sadiseërs is nou op hulle keus die hele tyd. Hulle sê julle maak 'n fout, julle moet terugkom na die oue toe. Jy kom terug na die oue toe. So vandag het ons dieselfde storie. Mense begin die Here dien en dan begin die familie aan hulle torring en sê ag, is julle nou laf. Hoekom gaan julle nou so ernstig oor die Here? Is dit nou regtig nodig om nou alweer soontoe te gaan en dan weer te gaan loof en prys en so aan. So vandag is dit presies dieselfde. Ons was deur dit, nee, Pastoor Mimpie. Ja, en soos wat hy hier sê, en dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek. Jy weet, as jy een appel in 'n boks het wat vrot is, en al die appels is vars, en jy los daai een vrot appel in die boks, dan steek hy al die ander appels aan. Dan word al die ander appels vinnig vrot. So wat doen jy met 'n vrot appel? Jy haal hom uit en jy gooi hom in die asblik. Jy gooi daai katte daarmee wat so katamaai. Jy gee hom vir die varke of iets, en baie hierdeur besoedel word nie. Ja. En want bitterheid is 'n snaakse ding. Jy sal een ou kry wat begin, alles is hankie-dorie. Nee, alles is hankie-dorie. Ja, ek het daai Griekse woord ook opgekyk, dit beteken honkie-dorie. Ja. En dan kry jy een ou wat sê, "Hy, maar weet jy, dis nou nie meer so lekker soos wat dit altyd was nie. Weet jy wat, dit was lekkerder so of so Ja. of so of so of so." En dan voor jy jou kom kry, dan sit jy ook en wonder, ek wil liewerste teruggaan na Leeuwbos toe. Ek wil teruggaan daarna toe, dit was lekkerder geweest, ek wil teruggaan na my verlede toe en. En voor jy jou kom kry, is jy ook ontevrede met waar jy nou is. Dan sit ook nie meer vir jou lekker nie. En dan jy ook heimwee. En dan mis jy die oomblik. Jy mis die mense wat nou op die oomblik by jou is. Goed, vers 2. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle. So die evangelie word verkondig aan alle mense. Maar party mense vat dit, hulle sluk dit hoe klein en sinker. En ander mense sê, dis goed om te weet. Jy weet, en hulle neem dit nie ter harte nie. Nou hy sê hierso, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Jy moet hom vat, jy moet hom sluk, jy moet hom glo en jy moet hom beoefen. En dan gaan jy werklik waar in die teenwoordigheid van God in. En dan is dit wat hy sê, dan settle jy down. En geloof het 'n baie sterk faktor in hom. Ons noem dit die is-faktor. Hy vat die hoop, hy vat die belofte en hy maak hom 'n besitting en jy sê, dankie Here, U rus is in my. Ek gaan nou die rus in. Die ewige Sabbat is binne in my. Nou rus ek. Terwyl jy besig is, kan jy rustend bly. Amen. Nee, wag, ek kan net rus as ek klaar is met al. Nee, almal maak my onrustig. Nee man, kom nou, gaan die rus in. En so jy kan een klein vrotterige gedagtetjie begin koester. En dan steek dit na jou hele kop se gedagtes aan, maak dit vrot. Yes. Sê amen. En dan kom maar vrot uit jou mond uit, want soos jy dink, so is jy, dan is jy ook sommer vrot. En almal sê, nee, hierdie stinkende mens, ek wil wegkom van jou af. Nee, kom nou mense, kom ons bly in die rus, ons bly in Christus, ons dra die vrugte van die Gees, vir almal in ons lewe. So, rus of rest is only available through faith in Jesus Christ. Dis die enigste manier hoe dit beskikbaar is. Die rus kry jy net deur geloof in Jesus Christus. Baie mense
ek praat van mense wat, ek baie keer counsel, ons sê hulle, pastoor Miepie, ek weet nie, ek het net hierdie ding in my, ek kan net nie tot rus te kom, en dan sê ek, maar, jy moet die woord nie net hoor nie, Jy moet hom eet. jy moet hom eet, Jy moet hom herkou. vat, jy moet hom sluk, jy moet hom, dit moet deel word van jou. Jy kan nie net by my sit en ek gee vir jou 'n skrifgedeelte en, okay, nou voel ek so lekker, maar ek sluk hom nie, ek vat hom nie, jy Jy moet verstaan. hom koester tussen die Jy moet ore. hom koester, jy moet settle down met hom. Nou vers 3 is mooi. Vers 3 is mooi, want ons wat geglo het, gaan die rus in. Aha, daar's hy. Kom ons sê dit. Ons wat glo, Ek wat glo, gaan die rus in. het die Of rus jy maak dit nog ingegaan. persoonlik. Ek glo, ek gaan die rus in. Nou, wanneer gaan jy die rus in? Nou. Ja. En dis 'n sekond vir sekond vir sekond ding. En dan bly jy sommer daar. Rus. Bly in dit. Dit maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Rus. Toe ons terugkom by die huis gister, toe ons so met die spakie intrek, toe maak jy een wiel so. Ja, sy klim met die kar uit en ek sien nou steek sy vas daar nog. Nou, wat is dit nou weer? Ek sê vir hom, het jy oor 'n parra gery of iets? En sy sê nee, hier's nou 'n snaakse ding aan gaan. Kyk, kom ek oor, dan sien ek Skynbolle. daaronder kom sulke skynbolle by die band uit. Hy maak saggies, maar kom sulke skynbolle uit. Nou dink ek aan daai, wat is daai ghost fliek, so 'n reeks. Dan is daai spooke ook, hulle maak sulke skynbolle. Hulle maak die hele huis vol skyn. Ek dink, ons het 'n spook raak getrap hierso. Wie is 'n spook nou binne in hierdie sy dink is 'n, jy het gedink is 'n parra, 'n brilparra. Dis 'n parra, Hy kan ook nog so maak as jy hom. Maar in elk geval, so terwyl jy dit sien, bly jy in rus. Ja, bly net rustig en Is sê. maar net te tyer. Is maar net te tyer met 'n Nou het ek 'n paadjie probleem, in. nou het ek 'n probleem met daai tyre, want laaste keer kon ek nie die nuts loskry nie. Daai sal een om hom weg te kry nie. Dit was 'n groot stryd. Ek moes my seun kry en hy het toe nou spesiale spinners daar wat met 'n gelange yster aan wat toe die ding loskry. En nou dink ek aan myself, joh, ek beter nou liewer 'n plan maak. Ek wil nou die wiel afhaal, ek probeer ook toe, maar ek kan nie. Hy is asof die goed nie wil loskom nie. Jy draai daai wielspanner en dan voel dit of hy gestrip is, die nut. En ek kyk die wiel so, en toe kom die gedagte by my, pastoor Miepie, Jan, wees nou rustig. Wees nou kalm. Die rus is binne in jou. Ek het dit regtig beoefen. Yes, ek weet. En ek asof ek stem hoor en sê, die wiel is nog nie heeltemal pad nie. Vat die kar nou en ry na Turbo toe. Dat is die enigste plek in Oos-Rus waar jy 'n wiel kan lyk met deesdae, wat ek van weet. En ek gaan toe en ek ry. Maar dan jy weet nou, so mense so half nou in spanning, né? Gaan hy dit maak? En nou is die snaakste altyd nou, gewoonlik is die pad ons nou oop. Nou ek ry altyd so die ompad, so by die Mimosa Meer verby. Jy weet van Mimosa Meer. Daai pragtige plek daar, hier in Oordendaals Ja, kyk, ons bly in Oordendaals Oral rus. Oral rus almal, ja, niemand werk nie. Maar in elk geval, nou toe ek nou met die nou ry ek met die karretjie. Nou die hele tyd nou as jy in albei spanning met daai wiel gaan hy hou. Ek moet nou so omry. Nou ewe skielik is daar net vervoer. Daar's net verkeer. Nou gewoonlik is daar niks nie. Nou is daar karre die kant en lorries daai kant en daar moet ek gewoonlik wag ek nie. Ek vat kyk deesdae in ons dorp stoppies mos nie meer by stopstrate nie. Dis mos cowboyland. Ek sien almal hulle stop nêrens meer. Nou ja, ek het ook al in daai gewoonte verval. Maar in elk geval nou hier moet ek nou oral stop en hier's verkeer en ek dink gaan nie die wiel dit hou gaan en ek sê Jan wees rustig wees, kalm, ontspan. Kan jy nou sien hoe werk dit? Bly rustig. Hulle het dit gemaak. Hulle kon dit en nou het ek sommer 4 nuwe nuts gekry. Ek het nie geweet jy kan nuts kry vir jou sommer daar by die tire plek nie. So as daai wiel nou weer drama gee, kan ek hom dan ten minste self losmaak. Maar in elk geval, dit is so belangrik. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Bly in die ewige salm wat reeds binne in jou is. Amen. Amen. Ek wil net gou vir die mense 'n klou gee wat se meublement was daar glad nie in die tabernakel van Moses nie. Onthou nou ons Ons praat nou praat van van die die tabernakel van
Moses. En dis die fisiese tabernakel wat eenkant staan. In die voorhof was die plek waar hulle die diere geoffer het, né? En die diere doodgemaak het. Dan in die heiligdom was daar 3 meubelmente gewees. Dit was die Tafel met die toonbrode, tafel met die toonbrode, die wierook, die goue wierookaltaar, goue wierookaltaar, die goue en kandelaar. dan die goue kandelaar. Dit is die enigste goed wat daar was. Dan gaan jy in die allerheiligste in, Daar was dan een. is daar net 1 meubelment, en dit is Die ark van die verbond. die ark van die verbond, met binne-in die staf van Moses, 'n pot met manna, die 10 gebooie, en die deksel met die gerubs wat beskit, alles uit goud uitgemaak, en dit noem hulle in Engels the seed of the covenant. The seat of the covenant. Nou, nou, gaan na Hebreërs 10 toe, Ja, en dan lees jy vers 11 en vers 12. nou lees dit vir ons. Nee, ek gaan nie. Dis vir mense om te Dis vir die mense om te lees. Dan lees jy vers 11 en 12. En dan kom jy terug na my toe en dan sê jy vir my, wat se meubelment het jy nooit, maar nooit in die tabernakel gekry nie. En as jy nou nog meer wil weet, dan gaan jy na Levitikus, hier aan die begin. Ek weet, nie baie mense lees Levitikus nie, maar Levitikus 4 praat van die verskillende offergawes wat hulle die priesters moes bring. Dit was 'n brandoffer wat hulle moes bring. Dit was 'n vredesoffer wat hulle moes bring. Dit was 'n sondesoffer wat hulle moes bring. Dit was 'n skuldiggevoel offer wat hulle moes bring. Dan was daar 'n beweegoffer wat hulle moes bring. En dit was nie die enigste werk wat daar in die tabernakel was nie. Hulle moes sorg dat die vlammetjies nooit doodgaan nie. Dit moes 24/7 moes dit brand, en dis die enigste klou wat ek gaan gee. So, kom ons gaan aan met Hebreërs 4. Amen. Hebreërs 4. Daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld al volbring is. Nou, dit verwys terug na Psalm 95 vers 11 toe, wat presies dieselfde ding sê. Maar nou vers 4 sê hy, want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en dis nou Genesis 2 vers 2. En God het op die 7de dag van al sy werke gerus. Nou hier is my baie belangrik, rus van jou werke. Dit beteken nie, jy moet niks vir die Here doen nie. Nee, al wat dit beteken is, jou werke gaan jou nie hemel toe vat nie, Efesiërs 2 vers 8. Dit gaan jou nie hemel toe vat nie. Ja, en toe maar ons moet Gods vrug, moet ons dra. Ja. Nee. En jy toe, moet nie die werke agterlaat nie, soos ons in Jakobus gesien het. Toon my jou werke en ek sal vir jou geloof sê. So, as ek sien hoe jy optree, dan weet ek hoe jy glo. Ja, as jy onrustig so. Nee, dit is nou net iets interessant hierso. God het op die 7de dag vir al sy werke gerus, en toe maak hy vir Adam. En daarna maak hy vir Eva. En toe nadat hy niemand ooit. Eva gemaak het, die vrou gemaak het, toe het God nooit weer gerus nie. Want toe eet sy vir Adam uit die tuin uit, né? Ja, Dis mos hoe dit gewerk. Adam het ook nooit weer gerus nie. Dis net 'n grapie, hoor. Adam het by haar gestaan toe hy sy van daai boom eet wat hy moes van geëet het nie. So Adam is nog meer skuldig, want hy het eintlik die boodskap gekry van die Here, hy moes charge gevat het. Goed. In vers 6, terwyl dit dan so is, dat sommige ingaan. Nou dit is vandag nog so, party mense gaan in, ander bly buitekant. En dis onmoontlik vir ons wat een keer ingegaan het en heuning gesmaak het, om terug te gaan en golden syrup te eet
Nee, as jy heuning gesmaak het, het jy heuning gesmaak. As jy manna gesmaak het, het jy die ewige brood van die lewe gesmaak. En dan is gewone brood, is nooit weer vir jou die ding nie. Hemelse manna gesmaak het, ja. Die hemelse manna gesmaak het, dankie pastoor Jan. Terwyl dit dan so is dat sommige daarin gaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, nou hier's baie belangrik, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het. Onthou nou, Jesus het die evangelie aangekondig, het gesê, verander julle sienswyse dramaties, dis die Griekse woord metamoia, bekeer, want die koninkryk van die hemel, hy praat van die nuwe koninkryk in die hemel en nuwe verbond, het nou aangebreek, is nou hier. So hulle het dit gehoor, hulle het die blye boodskap evangelie gehoor, van eers Johannes die doper wat die pad voorberei het, dieselfde gepreek het, en toe kom Jesus en hy sê, bekeer julle, verander julle sienswyse. En hulle het ongehoorsaam weggestap, hulle het dit nie gedoen nie. Vandag nog steeds, hier's 'n geleentheid, vat hierdie woord, verander jou sienswyse. Ek wil nou vir jou reguit sê, probleme in jou lewe kom van jou sienswyse af. Moenie iemand anders, die oomblik as jy almal wil beskuldig om jou, dis die een se fout en dis daai een, sê al klaar vir my, jou sienswyse is korrup. Jou sienswyse is nie Christus nie. Verander, wees gehoorsaam nou, kom nou. Amen. Vat hierdie woord, wees gehoorsaam in hierdie woord, koester dit tussen jou ore, Christus, sodat jou kop gesond kan word, sodat jy kan ophou strooi praat en nonsens praat en skuldgevoelens uitspreek die hele tyd. Stop dit nou. Hou op moan, jou ou mouner, wees gehoorsaam, vat nou hierdie woord, gaan die rus in, terwyl daar nog tyd is. Amen. Hoor jy my? Gaan die rus in. Vers 7, bepaal hy nou weer 'n sekere dag, naamlik vandag. Nou daai vandag is 'n present continuous tense. Vir die van julle wat tale geleer het, it's a present continuous tense. As dit dis vandag, is vandag Woensdag, Donderdag is dit weer vandag. Vrydag is dit weer vandag. En jy kan dit trek Dit eintlik bly na elke oomblik toe. 10 jaar van nou af is dit Ja. nog steeds vir jou. En hierdie vandag Vandag. is praat eintlik van ewigheid, elke oomblik, Presies. elke sekond, elke hartklop, elke asemhaling, bly in rus, bly in gehoorsaamheid. As daar by jou 'n gedagtetjie wil opspring van onrus, neem hom gevange. Paulus sê 2 Korintiërs 10, neem elke gedagte gevange en bring dit in gehoorsaamheid. Ja, is die woord weer, aan Gehoorsaam. Christus, staan net so daar, aan die woord. Wat sê die woord? Die woord sê die werk is voltooi. Die woord sê jy het reeds alles wat jy moet hê. Wat moet ek en jy sê? Dankie Here. En die oomblik as daar 'n onrustigheid in wil kom en sê, dankie Here, ek het rus. Ek het die rus ingegaan. Dankie Here, U is die groot rus binne in my. Nou, jy het net gepraat van die ark van die verbond. Die ark van die verbond simbolies is Christus. Kolossense 1, Oh yes. 28, die groot geheim wat nou geopenbaar is. Die Christus nou in julle. In julle. Christus is die ark van die verbond. Kolossense. Almal soek die verlore ark van die verbond. O, waar is dit? Iewers in Ethiopië, iewers daar, iewers. Hoekom soek hulle dit? Hoekom soek hulle weer die fisiese tabernakel Die van oue Moses by die meublement? nuwe. Soek die oue by die nuwe. Dit was alles skaduwees en tipes Ja. wat gewys het na die geestelike, wie Christus is. Nou Christus is die ark van die verbond, nou binne in ons. Wie is die tempels? Paulus sê, weet julle nie dat julle die tempels is nie. So wat was in die tempel, in die mees heiligste plek van die tempel? Die ark van die verbond. Die mees heiligste plek van die tempel verwys na gees. Jou gees, wat in kontak is met die hemelse Vader, gees. So waar is die Heilige Gees? Woon nou in jou gees, Amen. in jou liggaam. Jou liggaam dra nou oral. Jou liggaam is nou die plek wat kan verbintenis hê met die ander liggame. So die Here gebruik jy nou, deur jou liggaam werk hy nou na ander mense toe. Gees, amen. Hy sê vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie. Nou, elkeen van ons staan elke môre maar op en dan is daar maar challenges op jou pad. Nee, daar's elke dag nuwe challenges op jou pad. En dan moet jy besluit, gaan jy jou hart verhard of gaan jy jou hart sag hou? Soos ek gesê, daai verharde hart is soos voete wat sulke eelte en goed op het. En jy kan naderhand met 'n naald kan jy daar druk en dan voel daai voet niks want die eelt is net so dik.
En dis wat God nie wil hê nie. God wil hê jy met 'n sagte hart hê, wat kan hoor, en kan hoor, en kan hoor. En ek kan Sodat jy net kan die verander. kwalifiseer ook. Die woordjie wat gebruik word in die Bybel, soos hart byvoorbeeld of so aan, is die Griekse woord cardio. En ons kry ons kardiologie of hart daarvan mense wat met die dokters wat met die kardioloog, né, wat met die harte werk. Maar wat daai Griekse woord beteken, cardia beteken eintlik ook intellek, jou sienswyse, jou denkwyse. O ja, So wanneer pastoor Miepie so sê, verander jou hart, beteken verander jou sienswyse. Jesus sê, verander jou sienswyse. Dink nou anders, dink nou nuut, dink nou Christus. Dink nie meer dit sal nog gebeur nie, of was in die verlede nie, dink dit is nou, en sê, dankie Here, ek het nou rus. Ek is nou in die rus. Vang julle wat geloof, die is-faktor van geloof. So belangrik die toolbox, onthou julle almal die toolbox, daai, ek dink is vaknommer 7. Ek is amper seker is nommer 7, is geloof. En ek het dit nogal genoem, die is-faktor. Kyk gou my nommer 7 daar, Karen, is dit? Ja, is die, en ek het hom genoem spesifiek, ek en pastoor Miepie, ons het dit genoem, die is-faktor van geloof. Baie mense snap nie geloof nie, want hulle is nie in die is nie. Sê almal is. Is nou. Amen. Die ewige Sabbat is nou. Rus is, wanneer gaan jy rustig wees? Kom, help my. Nou. Jy sien, vat die is. Vat dit, gryp dit vas. Carpe diem daarin. Vandag, sê almal vandag, vat dit nog verder, sê nou. Nou, geloof is altyd nou. Vat dit nou. Amen. Amen. Partykeer bid ons vir mense vir genesing, en dan kom staan hulle hier voor en ons bid vir genesing, en as ons klaar vir hulle gebid het, dan sê hulle, dankie pastoor Jan, ek glo die Here gaan my nog genees. So wat moet die persoon sê? Dankie Here, Ek is genees. ek is deur die en alselfs al is vaar jou liggaam dit nog Die nie. pyn is dalk nog steeds daar. Sê wat die woord sê. Dan sê jy So wat die what? woord sê. En sê nou maar, jy gaan nou dood van die sogenaamde Dan siekte. maak hy jou daar aan die Dan kant terwyl jy besig is om dood te gaan sê, ek is gesond. Amen. En dan sê jy nie die kant nie en die ander kant is jy gesond. In elk Amen. geval. Maar begin dit nou al beleef. Amen. Kry net jou kop. Mense, dit gaan nie oor jou lyf nie. Dit gaan oor jou kop. Amen. Is jou kop gesond? Is jou kop vol dankie? Is jou kop in ewige rus? En dan die res sal van self gebeur. En as die Here daai groot wonderwerk doen en jou liggaam dan ook blaak gesond, dan is dit fyn. As dit nie gebeur nie, so wat? Bly net met jou kop in rus. Sê amen. Amen. En dit is gehoorsaamheid. Gehoorsaam aan sy is woord. Voltooide woord. Amen. Vers 8. Want as Josua aan hulle rus gegee het, onthou nou, hier staan die volk en die Here het vir hulle gesê, ek vat julle in Kanaan en daar in Kanaan is melk en heuning en wat en julle gaan lekker lewe daar. Ek vat julle in die rus in, dis die beloofde land. Maar nou sê hy, want as Josua dan aan hulle die rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daarom bly daar dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne, soos in Genesis 2 vers 2. Ok, so, werke vat jou nie hemel toe nie. Nee, Efesiërs 2 vers 8, dit vat jou nie hemel toe nie. Maar, as jy in die rus ingegaan het, dan kan jy nie anderster as om Gods vrug te dra en jou werk dan saam en wys vir ons wie jy is. Ja, pragtig pastoor Miepie. Kyk, as jy die rus ingegaan het, dat jy is wat die woord sê jy is. Wie van julle wil dit glo? Wat sê die woord, die Bybel? Wat sê die Here vir jou nou? Wie is jy? Jy sê, ek het hom aangeneem, ek is sy kind. Want hy sê, almal wat hom aangeneem het, gee hy mag om sy kinders te wees, dis in Johannes 1 hoofstuk. Stem julle saam? So, wie is God se kinders? Julle is sy kind. Nou, as jy God se kind is, dan het jy God se natuur in jou. Wat is God se natuur? Liefde. In Genesis het dit gesê, hy het ons geskape na sy beeld, sy gelykenis. Dit is gerestoreer in Christus, wat ons verloor het, in Adam, is gerestoreer. So wie is jy? Jy is sy kind.
So wat is sy kind? Wat is sy natuur? Liefde. Wat is liefde? Liefde is blydskap, vrede, geduld, vriendelik. So, wat sê jy van jouself? Sê, ek gaan die rus in van geduld. Ek gaan die rus in van vriendelikheid. Ek gaan die rus in van blydskap. Ek het niks om oor bly te wees nie. Alles is loop skeef. Sien, daar gaan jy ongehoorsaam. Het sopas uit blydskap uitgeloop. Wat moes jy gesê? En uit die teenwoordigheid uit. Jy moes toe dinge begin skeef loop, toe begin jy sing. Ek is bly, bly, bly. Christus maak my vry. Jy sê nie maak my vry, jy sê ek is vry. Dit klink vir my so al as jy sê maak my vry, dit moet nog gebeur. Nee, ek wil nou baie positief sing. Ek wil nou in die is-faktor geloof sing. Kom nou. Dan word jy wakker en dinge, iemand het jou omgekrap. Wat moet jy dadelik doen? Kom uit ongehoorsaamheid, kom in gehoor. Neem elke gedagte gevange en bring dit in gehoorsaamheid. Sê almal gehoorsaamheid. Hier staan iewers gehoorsaamheid aan Christus, aan die is-faktor, aan dankie sê. Waak daarin, daar's 'n gebed. Waak in gebed met danksegging. Danksegging sê dankie. Ek is in, ek het rus. Ek is gelukkig, ek het vrede, ek is vriendelik, ek is geduldig. Aha, nou is jy in gehoorsaamheid. Nou leef jy die rus. En weet julle, het is nie altyd maklik nie. Partykeer staan jy op, soos ek sê, en Jy toon pyn. nie net dit nie, of iemand stuur vir jou boodskap en sê byvoorbeeld vir jou, weet jy wat, ons gaan julle huis onder julle uitverkoop. En julle is om 'n ander blyplek soek. Of iemand stuur vir jou boodskap en sê, pastoor, baie dankie, ons bedank nou uit jou kerk uit, ons gaan nou na 'n ander kerk toe. Sulke goed. En dan gaan ek dit hier maak rus en dan sê seer. ek, dankie Here, U weet beter. Dit maak seer en jy's nie 'n robot nie. Jy het emosies en dan moet jy dadelik weer terug in stil en sê, Here, ek gaan in U teenwoordigheid in, ek gaan in U rus in. Jy neem die ek gaan in gedagte U dadelik vrede in. gevange. Ja. Vader, dit maak nie saak wat gebeur nie. Here, U is met ons. Amen. En weet jy wat? Baie keer verwyder die Here mense uit jou lewe uit. Hallo nou. Ja. Jy voel, hoekom, wees kalm, bly in die rus. Bly in God se rus. Hy's wys en wees beter. Yes. Partykeer klou ons vas aan dinge waar ons nie moet vas aan klou nie. Ja, Die Here verwyder. en dit pas so mooi by vers 12. Ja, gaan voort. Ja, ons moet eers vers 11 lees, maar dit pas so mooi by Ja. vers 11. Want wie 12, in sy rus ingegaan het, rus self ook van sy werke, soos God van sy. Nou, wat is die werke? Okay, iemand het my nou hierdie boodskap gestuur. So, kom, ek gee daai persoon 'n piece van my mind. Moenie, jy het nie meer veel oor nie. Ja, dis dalk jou laaste piece van jou mind, wat jy oor het. Jy het nie meer. So, moenie bid in tale. Bid in tale. Bid en vra die Here om jou rustig te maak. Okay. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. Jy moet jouself beywer om in te gaan. Partykeer is dit nie outomaties nie. Daar's Jy moet ek hou partykeer sê, daarvan. Jy moet elke oomblik wanneer daar enige onrustigheid Ja. om jou ontstaan, beywer jou om in in te rus gaan. te bly. Yes. Kan julle dit sien? Elke oomblik. Dis belangrik, want kyk wat sê hy, sodat niemand in dieselfde voorbybeeld van ongehoorsaamheid val nie. As jy uit dit uitgaan, dan gaan jy al hoe verder af. Onthou julle, ons het gelees hierso in Hebreërs van die anker wat skuif en skuif en skuif en skuif. So, as jy uitgaan uit hierdie rus uit en jy raak betrokke in die vleeslike riem, dan skuif jy. Jy dryf en jy weg. skuif en jy dryf en jou anker skuif. En voor jy jou kon kry, dan is En jy ek het nie meer 'n vasgevang. anker nie. Anker is weg. Ja. En dan voor jy jou kan kry, is jy vasgevang in hierdie wêreldse dimensie Onrustigheid. van daai persoon het vir my dit gesê en ek het hom 'n piece van my mind gegee. En dit vat jou net verder weg van die rus af. Want die woord van God is lewend. Ek hou daarvan. 1 Petrus 1:23. Want die woord van God is lewend. Mense, as julle wil bid, nee, en julle wil kragtige gebede bid die woord. Want die woord van God is lewendig.
Dis een ding om te bid en te sê, ag liewe Here, asseblief, help my vandag, gee my krag aan dit en dit en dit. Maar om die woord te vat en die woord letterlik te bid en te sê, Here, byvoorbeeld Filippense, Here, met danksegging kom ek vandag en ek maak my behoeftes en my begeertes bekend aan U met danksegging. Amen. Ja. En dan net daarna sê hy, en 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dis Filippense. Jy sien die Heilige Gees binne in jou is die een wat die woord lewendig maak. Want die woord is Jesus. En maak hom lewendig. So altyd wees bewus van die Heilige Gees, jou grootste vriend. Ek wil nou nie onrespekvol verwys na die Here as jou vriend nie, maar weet jy wat, hy noem homself ons vriend. Amen. Hy noem ons Vader, hy is ons Vader, is Vader nie 'n vriend nie. Amen. Amen. So, hy sê in 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Wow, die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Dis waarom dit so belangrik is. As jy siek is, sê 1 Petrus 2 vers 24, sê deur sy wonde is ek genees. Deur sy wonde, deur sy bloed is ek genees. Rus my gemoed, Pietelied. Amen. Ja. Amen. So, dis 'n lewendige woord, nê. En is kragtig. Daai woord is kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Wat ek net nou gesê het, tweesnydende swaard, Piet het al baie van ons verduidelik. 'n Tweesnydende swaard, hy sny daai kant toe en hy sny daai kant. Dis nie soos jou broodmes nie. Jou broodmes sny net een kant toe. Maar 'n tweesnydende swaard sny daai kant toe en hy sny daai kant toe. Wat sny hy hierdie kant toe af? Al jou verkeerde gedagtes en jou vleeslike gedagtes en dit wat nie nodig is nie, beselagtighede. Hy sny dit af. Amen. Goed. En dring deur. Hy's so skerp, nê. Hy dring deur die skeiding van siel en gees en gaan van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes. Nou daai kwalifiseer nou die hele ding, oorlegging van gedagtes. So hy sny die skeiding tussen gees en siel. Wat is gees en wat is siel? Sieldenke kan baie keer negatiewe denke ook wees. Stem julle saam? Ja. Want dis wat in jou kop aangaan. Maar geestelike denke is wat jy moet hê. Hoe bekom jy geestelike denke? Deur die woord. Die woord word dan binne in jou denke 'n tweesnydende swaard wat vir jou onderskeid maak van jou gedagtes. Dit sê vir jou, hey, stop, maatjie, daai gedagte wat jy nou daar koester, is nie gees nie. Onthou Jesus sê my woorde in Johannes 6, Johannes 5, Johannes 6 is gees en lewe. Die woord is gees, want die Heilige Gees maak die woord lewendig, gees. So die woord word dan 'n tweesnydende swaard wat jou onderskeidingsvermoë gee, sodat jy 2 Korintiërs 10 kan uitoefen, neem elke gedagte gevange. Ja, baie mense weet nie watter gedagtes om gevange te neem nie, want hulle, sodra jy die woord kry, raak jy wakker, jy sê, hey, woi, stop die lorry, hierdie dinge wat ek altyd gedink het in my kop is absoluut ongehoorsaam, dit is absoluut verkeerd. Jy het dit nooit voorheen besef nie. Maar soos wat jy die skerpte, tweesnydende swaard van die woord begin kry, en jy beoefen daarin, en jy raak naderhand wakker met die woord, en die Heilige Gees maak dit wakker en jy sê, hey, stop die lorry, ek gaan nie meer daai gedagtes koester nie. En jy verwyder dit. En al wat jy doen is, en al hoe sterker word jy tussen jou ore, met die woord, met die geestelike woord, sodat dan naderhand niks meer ongeesteliks in jou gedenke, gedagtes oorbly nie. En nou kan jy niemand meer seermaak nie. Want gees is liefde. En liefde kan niemand seermaak nie. Want liefde is blydskap. Jy heeltyd bly is in almal en jy's bly. Dis weer so lekker as jy aan die supermark stap en hier kom 'n vriend verby. En die vriend sien jou. En die vriend is so bly om jou te sien. En hy sê, "Ag, ou Jan, waar het jou lanklaas?" En hy kom na jou toe en hy gee jou 'n drukkie. Hy sê, "My, ek is bly om jou te sien." Wat doen dit aan jou?
daai blydskap, dit skakel jou aan. Daai vriendelikheid, dit skakel jou aan. Daai bemoediging, dit skakel jou aan. Daai aangename woorde, is dit nie wonderlik nie? Kan dit iemand seermaak? Kan blydskap iemand seermaak? Kan vriendelikheid, kan geduldigheid, kan selfbeheersing iemand seermaak? Nee, sien, dis die geheim. So waarom moet jy jou kop skoon kry? Sodat jy die boom kan wees wat sy vrugte dra op die tyd wat dit nodig is, Psalm 1. Want die Here het jou geroep vir voltydse bediening om daai boom te wees wat vrugte dra in jou lewe. Mense, en weet jy wat, as dit in jou lewe begin gebeur, sal net goedheid en guns jou volg. Psalm 23. Elke ding wat jy doen, oral waar jy beweeg. Kom nou, kom ons raak gehoorsaam. En is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart, verwys terug na 1 Korintiërs 14 vers 25, wat hy praat en hy sê, en so kom die geheime van elke persoon se hart aan die lig, want alles is openbloot voor God. So ontmasker jouself met die wysheid van die woord en die Heilige Gees krag nou, deur die woord, ontmasker jy daai valse gedagtes wat jy het. Jy het nooit gedink jy koester dit nie. Nou sê jy, sjoe, hoe kon ek ooit sulke goed gedink het? En nou raak jy gesond tussen die ore. En nou tree dit in wat Johannes gesê het in sy brief, ek dink is die 3de brief. Hy sê ek bid en ek glo dat julle kan en ek wens dat julle gesond kan wees soos dit tussen jou ore gesond is, sodat jy met jou kop gesond gaan. Amen. Vers 13, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het. Hoofletter hom, met God. Mense kan baie keer 'n valse eer voorsit, mense kan probeer om te maak asof hulle iets is wat hulle nie is nie, maar God sien regdeur dit. God kyk na die geheime van jou hart. Ja, en ek alles is oop en bloot vir die Here, nê. En ek wil dit so stel, wanneer jy die tweesnydende swaard tussen jou ore het en jy's geoefen in hierdie swaard om dit te gebruik met die woord en jy ken die woord en die woord is lewendig tussen jou ore. Wanneer jy dan met mense deel, kan jy in 'n paar sinnetjies wat iemand met jou praat, kan jy dadelik verstaan wat daai persoon se toestand is. Hoe sê, wat doen 'n dokter? Hy ondersoek jou en hy maak 'n wat? Diagnose. 'n diagnose. So jy kan dadelik 'n diagnose maak en sê, ek verstaan nou wat die persoon se probleem, maar uit liefde uit. En jy kan dadelik daai persoon help en antwoord en hom ook in die gehoorsaamheid bring waarin jy is, en dis ons bediening. Want jy is vaardig in die woord, omdat jy moeite gedoen het met die woord, omdat jy in die oomblik bly van die woord. Amen. Terwyl ons dan so 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God. Nou, dink gou terug aan die ou bedeling van die ou tabernakel en die ou priesters. Almal van hulle moes aangestel word, hulle moes 'n sekere tydperk dien, en dan as daai persoon dood is, as daai priester dood is, dan moet hulle nou weer 'n ander een aanstel. Hier sê hy, die hoëpriester wat ons het, Jesus Christus, wat deur die hemele deurgegaan het, die Seun van God, hy is vir ewig. kan ek nou gou net hierso ook 'n stywer in die aanbeers gooi, weer Johannes 14. Jesus het hulle belofte gegee, ek gaan om vir julle plek te berei, en waantoe was hy op pad? Na die Vader se huis. Wat is die Vader se huis? Die tempel. So hy word nou die hoëpriester, hy is op pad met ons almal, want hy het ons almal ingeneem met die 3 dae kruisoperasie. En hy was op pad waantoe? Na die hemele, want die tempel was genoem hemel en aarde. Die plek van die tempel, hemel, was waar die Vader was, gees, hemel is gees, en hy was op pad soontoe met ons almal, en om ons te maak wat? Konings en priesters. Openbaring 1. Wat doen die priesters? Die priesters is die bedienaars van die hemelse dinge aan die mense. So Jesus gaan die hemele deur, vat ons almal daar, hy bring ons in dieselfde plek in, en hy stel ons nou in die krag en die vermoë deur dieselfde Heilige Gees om hemele te bedien aan die mense in ons lewe. Kom nou, is jy 'n hemeling wat hemel bring, wat blydskap bring, vrede bring, liefde bring,
geduld en vriendelikheid, of is jy 'n helsing wat ongeduldig is, kwaad is, onvriendelik is, tantrums gooi? Kom nou dat ons, ag man, wil jy nie toch 'n bietjie verander dat ons met jou kan saamleef nie? Kom nou, hoe het ou Elsa altyd gesê? Wees tog nou so dat ons van jou kan hou. Wees toch nou so dat ons van jou kan hou. Dit is goue woorde gewees. Gaan verder. daai. Ja, ek wil net iets sê, in Spreuke staan daar, dat jy kry iemand, 'n dwaas is iemand wat hom skielik vererg. Hy vererg hom skielik. Ja, want hy's nie voorberei, hy's nie ingebid nie. Hy as jy hom 'n stampie gee, dan kom sy lelike ding klaar uit. Ja, dan kom daar uit, Ja. goed wat nie moet Maar as uitkom. jy ingebid is en jy is Psalm 1 uitgeleef en oordink die woord dag en nag, want dis gebed, dan is jy soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Jy's in die bron. Jou bron is jou hemelse Vader en jy dra die vrugte op die tyd wat dit nodig is. As daar liefde nodig is jy die liefde. As daar geduld nodig is jy die geduld. As daar vriendelikheid nodig is jy die vriendelikheid. Kom nou mense, weet jy hoe gelukkig gaan jy wees as jy jou bediening kan uitleef? Jy's geroep vir voltydse bediening. Dis les 1 van die toolbox. Hy sê, ekskuus tog, laat ons dan die belydenis vashou, verwys terug na Hebreërs 10 vers 23, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Alles wat Jesus vir jou beloof het, is klaar gedoen, want Ja. hy's getrou. So kom ons gaan Dan net kan die jy rus dit nou nie- daarvan. Yes. Vat dit nou en rus nou daar. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Nou sonde weer is die woordjie harmatia in die Ja. Grieks, wat beteken mis die beeld van die Vader, mis die liefdesgebod, mis geduld, mis vriendelikheid, mis blydskap, mis vrede, mis liefde. Laat ons dan met vrymoedigheid, julle moet vrymoedigheid hê, na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te En die regte tyd is altyd nou. Nou vrymoedigheid is baie mooi. Maar vrymoedigheid beteken nie ek sit hierso op my stoel en ek oordeel jou en ek oordeel jou en ek oordeel jou en ek oordeel jou nie. Daarvoor is nie waarvoor die Here jou vrymoedigheid gegee het nie. Hy het jou vrymoedigheid gegee om die woord van vrede te verkondig aan alle mense. En almal in daai selfde vrede en daai selfde blydskap in te bring. So wanneer jy vrede en blydskap uitleef, het jy die persoon ingetrek in dit in. So jy laat daai persoon ook bly raak. Amen. Jy spog nie met jou eie blydskap en jou eie vrede, so die ander persoon nog meer 'n mislukking moet voel nie. Nee, jy trek daai persoon in en jy sê, ek hou van jou, jy's so oulik, jy's so 'n goeie mens. Dan sê die persoon, maar ek weet nie, ek is nie 'n goeie mens nie, hoe sê jy dit aan my? Verstaan julle? Begin die mens challenge, want almal is inherent in die Vader. Hoe die Vader jou gemaak? Hy het jou 'n goeie mens gemaak. Is ek reg of verkeerd? Die Vader maak nie gemors nie. Elke mens is in sy wese, in sy diepste wese gees goed. Stem julle saam? Dis die koppe wat skeef geraak het. Dis die koppe wat sleg geraak het. Dis die sieldimensie wat die denkwyse wat korrup geraak het. Kom nou mense, ons bediening is om mense te help om gesonde sienswyse te ontwikkel in Christus Jesus, deur die woord. Die woord het die krag in die tweesnydende swaard in om jou korrupte sienswyse heeltemal uit te roei, sodat al wat oorbly tussen jou ore Christus is, liefde is, blydskap is, vrede is en so meer. Ek gaan afsluit met 1 Petrus 4 vers 9 en 10. Ek gaan sommer vers 8 lees. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. Ja, ons moet mekaar vurig lief hê. Yes. Niemand hou daarvan as iemand jou so half lief het nie. Hê mekaar vurig lief. Yes. Want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te murmureer. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God gee,
sodat God in alles verheerlik kan word deur Christus Jesus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Vader, ons sê dankie vir u woord vanmôre. Dankie vir die heerlike kuier om u woord saam en almal wat nou luister en weer gaan luister en weer gaan luister. Vader, ons dankie, hierdie woord sal nie ledig terugkeer nie, maar presies dit doen waarvoor jy dit uitgestuur het. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen. 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 Amen.